Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Aldien. Lord of all creation, of water, earth and sky. God, forgive me for my many sins. Ease my troubled mind, place a peace within. Guide my feet so I can walk with you. If I hurt someone along the way, God, please forgive me. If my hands can help a small child's pain, then let it be. If my eyes can find a troubled heart, then let them see. Guide my lips to say the words to help all those who fear. Let me show the lost and lonely that God's love is near. God, forgive me if I go astray, if things I do go wrong, if I lose my way. I know I'll find you in the darkest night. I'll feel your love, I'll see your guiding light. God, forgive me for my many sins. Ease my troubled mind, place a peace within. Guide my feet so I can walk with thee. If I hurt someone along the way, God, please forgive me. God, forgive me if I go astray, if things I do go wrong, if I lose my way. I know I'll find you in the darkest night. I'll feel your love, I'll see your guiding light. So if I go astray, if I should lose my way, in every prayer I'll say, God, please forgive me. Hi vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen en baie welkom by nog 'n series, 'n episode van ons, waar my vrou Aldien groei saam. Hallo, ek is Aldien. En ek is Chris. O, hallo Chris. Maar voor ons verder gaan, kom ons begin met gebed. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons het om u woord te kan kuier. Here, help ons om nou die wêreld daar buite te los en regtig te leer
U wil hê, vir ons wil sê. Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie platform wat ons het om ook U woord te kan deel. In Jesus naam. Amen. Amen. Aldien storm in Chris se kantoor en haar gesig is vol spanning. Sy maak die deur toe en sug diep. Chris kyk verbaas oor haar dringende gedrag. Toe, Aldien, wat's fout? Is jy okay? Nee, Chris, ek weet nie wat om te doen nie. Charlie, daai een manager, hy wil my nie uitlos nie. Hy's altyd te vriendelik en hy maak opmerkings wat ek ongemaklik vind. Ek het na jou preek oor versoekings geluister Sondag en nou weet ek het iets om te doen, maar ek weet nie hoe of wat ek moet doen om van hierdie situasie ontslae te raak nie. Ja. So, Aldien, ek verstaan, kom sit. Kom ons kyk, hoe kan ons hierdie situasie hanteer? Maar, vat eers 'n bietjie versluk water daartoe. Ja, ek dink dit is 'n goeie idee. En ek dink, as jy wil, moet jy my dalk net verduidelik wat aangaan, want onthou nou net, hier is 'n werksplek, en as jy so aantuiging teen iemand gemaak, daar was verskeie rigtings om te volg, en jy weet natuurlik human resources en al die dinge, maar ek weet nou nie of jy daartoe wil gaan nie, want dan kan die man in groot moeilikheid wees. Maar ja, kom ons kyk hoe kan ons my help, of kom ons kyk hoe kan ek jou help eers. Okay, kom ek sê vir jou so. Hy komplimenteer my die heeltyd en dit is op 'n manier wat nie vir my normaal is nie. En normaalweg praat kollegas nie so met mekaar nie. Hy raak soms te naby en ek het al vir hom gesê ek voel ongemaklik, maar hy lag my net af. Ek is bang die man kom met agter en ek wil nie jy moet dink ek moedig dit aan nie. Ek probeer rarig vir haar wegbly en uit sy pad uitbly. Ek probeer hom en dit is hoekom ek nou hier is. Ek het hom daar gesien loop en toe kom hy na my kantoor toe en toe was ek op pad na my kantoor toe terug en toe kom ek vinnig hier in dat hy nie na my kantoor toe kom nie. En die ander ding is ek is bang my man kom met agter en my man moenie dink dat ek rarig dat daar iets is nie, want dit is nie so nie. Ek moedig dit nie aan nie. Aldien, jy sien, dit is 'n baie belangrike ding, dat jy hierdie baie reg moet hanteer. Jy sien, die Bybel leer ons om ons integriteit te beskerm. Jy sien, in Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jy sien, Aldien, jy doen die regte ding deur dit ernstig op te neem. Jy sien, dis hoekom ek ook sê, die duiwel begin met klein bietjie daar, klein bietjie hier, klein bietjie daar, en dan ewe skielik nog 'n bietjie meer, en toef, voor jy agter kan kom, is daar groot moeilikheid. Dis presies wat jy in jou preek oor versoekings gesê het. Ja, nee, maar dit is mos nou die waarheid. Aldien, hoe het Charlie gereageer toe jy hom gevra het om op te hou? Ag, hy het net gelag en gesê, ek is te ernstig. Hy dink ek is net skaam en dat ek nie moet stres nie. So, dit is 'n probleem. Weet jy dalk of hy met enige ander vrou so aangaan? Nee, hy doen nie. Hy praat met almal normaal. Dis net met my wat hy so te ernstig is. Dit beteken hy respekteer jou nie regtig nie. Jy sien in Efesiërs 5 vers 3 sê, maar hoerery en alle onreinheid of gierigheid moet selfs nie onder julle genoem word nie, soos dit heilig betaal. Hoe gereeld gebeur dit, Aldien? Chris, omtrent elke dag. Hy soek maniere om na my toe te kom en het selfs gesê hy wil my een middag vir koffie vat. Maar ek het natuurlik geweier, maar hy hou net nie op nie. Hy bly insist dat ek saam met hom moet gaan. So jy het duidelik vir hom gesê, jy stel nie belang. Ja. Jy sien, dis goed dat jy ferm was. Ons lees in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Jy sien, Aldien, hulle sê ook altyd aanhouer wen, maar ook soos wat ek gepreek het mos, onthou jy vir Josef, Potifar se vrou het elke dag by hom aangelê. Elke dag. So, jy kan jou amper nou in die selfde posisie sien, vir jouself as Josef, want hy hou aan en hy hou nie op nie. Soos ek gesê het,
ons sal eintlik by bestuur of by HR afdeling 'n draai moet gaan maak. Nee, Chris, ek is bang en ek is bang dit maak dinge erger. Ek wil nie konflik veroorsaak nie. Aldien, dit is verstaanbaar. Maar jy sien in Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Jy sien, dit beteken nie jy moet onreg ignoreer nie. Het jy 'n vertroude vriendin by die werk met wie jy hieroor kan praat dalk? Ja, ek het, maar sy sê ek moet dit net ignoreer. Jy sien, dit kan werk in 'n sekere gevalle, maar as iemand doelbewus jou grense oortree, moet jy dit aanspreek. Wat sê jou man oor die situasie? Het jy dalk met hom daaroor gepraat? Nee, ek het nog nie vir hom gesê nie, want ek is bang hy raak kwaad en hy wil self vir Charlie gaan praat. Ek wil hê dit moet 'n groter probleem raak nie. Dis belangrik. Jy sien Eldien, dit is baie belangrik op 'n oop huwelik met jou man te wees, hoor, en eerlik. Ek meen julle is mos twee saam. Ek is seker hy sal verstaan. Maar ja, ek weet nie, ek is net bang dit raak 'n groot probleem. Ja, ek verstaan jy vrees, maar onthou, jou man is jou lewensmaat en beskermheer. Jy sien in Efesiërs 5 vers 25 sê, manne julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en hom vir haar oorgegee het. Jy sien, dit beteken dat hy 'n verantwoordelikheid het om jou te ondersteun en te beskerm, maar ook om dit met wysheid te doen. Weet, maar ek is bekommerd dat hy emosioneel gaan reageer en dinge gaan opjaag, want dit is nie soos wat jy dink of wat hy gaan dink nie. Aldien, ek kan dit verstaan, weet jy, as ek kan uit 'n man se oogpunt uit praat, weet ek presies wat jy bedoel. Maar in die huwelik moet julle saam besluite neem. Hoe dink jy kan jy hierdie saak met hom deel, sonder om kwaad of jaloers te maak? Ek weet regtig nie, maar ek kan dit miskien op 'n kalme manier dan voorbring en net verduidelik dat ek raad nodig het, eerder as dat ek dit wil hê, dat ek wil hy moet ingryp. Ek wil net rustig met hom daaroor gesels. Dit is 'n baie goeie benadering. Sien in Spreuke 14 vers 29 sê, hy wat lanksaam is om tronig te word, het groot verstand, maar hy wat haastig is om te troon, verhef die dwaasheid. Jy sien, dit help om die situasie vanuit 'n geestelike strategie en perspektief te sien. Ek dink, as jy voor met hom praat, sê vir hom, hoorie, ek weet nie wat jy noem nie, maar hoorie my man, kan ons gou saam bid? Bid julle ooit saam, Eldie? Nee, Hoekom nie? ek weet nie. Die gesegde gaan, people that prays together stays together. O, ja, ek weet nie of my man, Sê vir my, is jou man 'n jaloerse mens? ek dink hy is 'n bietjie jaloers. Ek dink regtig hy gaan hierdie storie nie reg opneem nie. Is hy 'n geestelike mens? Want ek Nee, het hom nie saam met jou in die kerk gesien. nee Chris, ek dink nie so nie. Okay, nou waar's werk wat jy gaan doen daar? Ja, dit is waar, nee. Ja, ek wil eerder hy moet verstaan en hy moet nie in aksie kom en hier na die werk toe kom en vir my dinge moeilik maak. Ek wil net hy moet weet wat aangaan, dat ek net dit beter kan hanteer. Ek wil net hy moet saam met my daar wees. Eldien, jy ken hom nou goed, so wat dink jy gaan sy reaksie wees? Hy gaan definitief ontsteld wees. Ek weet nie of my man jaloers is hier nie, maar ek weet hy gaan kwaad wees oor hierdie storie en hy gaan wil wys dat hy my man is. Maar dis hoekom ek eerder die situasie wil reg hanteer en ek wil net hy met my ondersteun. En dit klink na 'n goeie plan. In 1 Petrus 3 vers 7 sê, net so moet julle manne met verstand by julle vrouens woon en aan die vroulike geslag as die swakker eer bewys. Jy sien Eldien, dit beteken nie dat jy swak is nie, maar dat jou man jou moet respekteer en liefde moet ondersteun. Soos ek sê, begin saam met bid, vra hom, en dan haal vir hom verse uit die Bybel uit, en probeer hom so oor te haal, en dan ook om hom saam met jou kerk toe te bring, en sy siel te red. Maar Maar ons het nou nog eers hierdie probleempie
wat ons verby moet gaan. Eldien, weet jy wat nie, daar is regtig 'n paar maniere. Jy sê dit raak erger. Ja, dit raak erger. Ek kan nie meer, ek is bang om my kind toe te gaan. Ek is bang om werk toe te kom. Dit is wat vir my 'n probleem is. Maar ek sal vanaand eers met my man daaroor praat en vir hom verduidelik hoe ek dit wil hanteer. Ek weet net nie hoe gaan ek my man kry om saam met my te bid nie. Eldien, vra Vader. 'n Mens praat eers met Vader oor mense voor jy met mense oor Vader praat. Jy sien, dis 'n uitstekende besluit. Bid saam met hom daaroor. Maar soos ek sê, praat eers met Vader oor hom voor jy met hom oor Vader praat. Matteus 18 vers 19 sê, as twee van julle op die aarde oor enige iets saak saamstem, wat hulle ook al mag vra, sal dit vir hulle gedoen word, deur my Vader wat in die hemel is. So jy sien, wanneer julle eenheid in gebed het, sal God julle leiding gee. So ek moet maar net 'n plan maak dat my man so met my kan bid eintlik. En hy moet ook natuurlik 'n kind van die Here wees. Hy is seker nie heeltemal ongelowig nie. Nee, seker nie, maar ek dink hy is regtig 'n Christen, hè. Eldien, ek wil net gou net weer hoor by jou. Is jy seker hy's net met jou so, glad nie met die ander? Ek het al gesien hy is vriendelik met 'n ander vrou, maar ek voel hy is meer aggressief teenoor my. Hy spandeer meer as te veel tyd in my kantoor en ek is baie ongemaklik oor dit. Eldien, jy sien, dit kan help om met ander vrouens te praat. En te kyk of hulle ook soortgelyke ervarings het met hom. In Matteus 18 vers 16 sê dat daar getuies moet wees wanneer ons 'n saak aanspreek. Jy sien, hy kan ook maklik net draai en sê, nee, maar jy sê, hy sê, jy sê, hy sê, verstaan jy? So ek moet iemand hê wat saam met my is wat Die waarheid praat, ja, net Ja. die waarheid praat. Okay. Het jy al 'n fisiese afstand gehou wanneer hy te naby kom? Ek probeer, maar hy kom steeds nader as ek nie duidelik wegstap nie. Soms lyk dit asof hy dit doelbewus doen, veral as niemand anders naby is nie. Ek is regtig bang vir hom. Sien, Eldien, dit is belangrik om 'n ferm grens te stel en te wys dat jy sy gedrag nie aanvaar nie. Jy sien in Spreuke 22 vers 3 leer, die verstandige sien die gevaar en skuil, maar die onnozele gaan aan en kry die sonde, of die skande althans. Jy sien, dit beteken dat ons situasies vroeg moet raak sien, soos presies wat jy nou doen, en daarop moet reageer en onnodige probleme te vermy. Dit is presies soos Josef gedoen het. Hy het gevlug, maar natuurlik toe sit 'n stuk van sy kleed in Potifar se vrou se hand vas. Maar ja, hy het gevlug. Hy het die situasie gesien en het gevlug. So ek moet maar dieselfde doen. Ek moet soos Josef wees en net hierdie versoeking weerstaan. Ek wil nie die man hê nie. Ek is baie gelukkig in my huwelik, maar ek wil hê dan moet iets gebeur. So ek moet presies soos Josef wees en aanhou nee en nee en nee sê. Ja, maar Eldien, jy weet, daar is maniere wat jy dit ook kan aanspreek. Ek meen, jy kan nie die hele tyd nee, jy sê dan nou net jy's te bang om werk toe te kom en al daai dinge. Ja. Sien, jy moet nie skuldgevoelens hê oor die beskerming van jou eie persoonlike ruimte nie. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 19 herinner ons daaraan dat ons liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is en dat ons dit met respek moet hanteer. So as iemand jou grense oorskry, het jy die reg om ferm op te tree. Maar dit voel asof ek ooreageer partykeer. So ek wil dit net doen sonder dat ek ongeskik lyk. Ja, dit is, partykeer kan dit moeilik wees. Jy sien, daar is 'n paar praktiese dinge wat jy kan doen. Hou op professionele houding. Jy sien, maak seker dat jou lyfstaal wys dat jy nie oop is vir enige informele of onvanpaste interaksie nie. Jy sien, neem ook beheer oor jou ruimte. As hy nader kom, maak 'n natuurlike skuif na 'n ander area. Gebruik direkte kommunikasie. As hy aanhou sê ferm, ek verkies persoonlike ruimte, sal jy asseblief 'n bietjie afstand hou. Of sê vir hom reguit, jy gaan dit nie meer duld nie, jy gaan HR toe, as hy nie nou ophou nie. Ek meen, jy het ook 'n selfoon, so as jy nie 'n vriendin of iemand kry wat saam met jou kan staan of ook dieselfde probleem ervaar nie, rekord hom. Posisioneer jouself slim. Jy sien, wanneer jy werk, staan of sit op so 'n manier dat hy nie naby jou kan kom nie. Bly in 'n
openbare area. Probeer om nooit alleen saam met hom te wees nie. Ja. Jy sê jy nou gaan rook of enige iets. Maar soos ek sê, draai jou selfoon by jou, sodat jy daardie bewyse kan hê. Dis 'n goeie plan. Ek dink ek hou van daai benadering. Dis professioneel en dis duidelik. Jy sien Eldien, dit is ook belangrik om te weet, as Christene nie, moet ons nie toelaat dat mense op ons trap of oor ons loop of ons om skof behandel nie. Ek meen, Jesus het ons mos nie gees van vrees gegee nie. Jy moet staan op jou regte. En dis reg. As jy steeds na jou grense respekteer nie, moet jy dalk ernstige stappe oordink. En ja, soos ek sê, gebruik jou foon. En as jy wil, sal ek saam met jou HR toe gaan. Maar jy sien, in Jakobus 4 vers 7 staan, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Maar ja, soms wil hy nie. Soms het jy iemand nodig om saam die duiwel te bestraf. Of om laat hy moet wegvlug. En jy weet, daar staan ook in die woord, ek kan nou nie presies die vers onthou nie. Hulle ook sê, as jy en iemand saam op pad hof toe is, probeer skik op pad soontoe, want dan kom jy in die hof en hy vat nog steeds jou onderkleed en jou blootkleed albei. O ja, ek het al dit gehoor. Maar ek gaan dit probeer toepas en kyk hoe reageer hy. Eldien sê vir my, het jy al 'n baie direkte en 'n ernstige gesprek met hom gehad hieroor? Nee Chris, ek het nie en ek is regtig bang vir sy reaksie. Jong, dis nie nodig nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer woede af, maar 'n krenkende woord laat troon opkom. Jy kan met respek en fermheid aanspreek, maar met sagte woorde, moenie jou stem hard maak nie. Hou dit sag en ferm. Probeer jouself indink soos wat Jesus gemaak het met die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hy het nooit op hulle geskree nie, maar met 'n ferm, sagte woord hulle mooi vertel. Dis baie mooi woorde. Wat is jou grootste vrees as jy nou hierdie situasie gaan aanspreek? Ek is regtig bang dat ek Charlie kwaad gaan maak en dat hy vir my dinge by die werk ongemaklik kan raak. Jy weet hoe selfversekerd hy is en ek weet nie hoe hy sal reageer as ek hom ferm konfronteer of dit by iemand aanmeld nie. Hy sal seker maklik omdraai en sê dit kom van my af. Ek verstaan jou vrees. Dis 'n natuurlike reaksie. As iemand oor jou grense trap en jy moet besluit hoe om dit te hanteer. En wie gaan jy vertrou? Wie gaan jou glo? Maar onthou, vrees moenie die dryfkrag wees agter die besluit nie. Want ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dus ek ken darm maar die Bybel so mooi. Maar ek moet vir jou sê, dit voel nog steeds vir my baie moeilik om op te tree. Ja, Eldien, dit is normaal om huiwerig te wees. Maar jy moet jouself afvra. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. He healed my body and he saved my soul. He baptized me and he made me whole. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. He healed my body and he saved my soul. He baptized me and he made me whole. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. He healed my body and he saved my soul. He baptized me and he made me whole. Stop and let me tell you what the good Lord's done for me. Wat is die alternatief? As jy niks doen nie,
sal hy waarskynlik aanhou, want ons lees in Spreuke 29 vers 25. Die vrees vir 'n mens span is strik, maar hy wat op die Here vertrou, word beskerm. Jy sien, dit beteken dat ons toelaat dat vrees ons beheer, ons vasgevang raak. Maar as ons op God vertrou, hy gee ons die moed en beskerming wat ons nodig het. Maar hoe kan ek die situasie regtig hanteer sonder om onnodige konflik te veroorsaak? Ek hou nie van konflik nie. Al die daar is 'n paar praktiese strategieë wat jy daar kan oorweeg. Berei jou woorde voor. Jy sien, wees duidelik oor wat jy vir hom wil sê en hoe jy dit gaan sê. En dan kry vir jou riglyne uit die Bybel uit, soos in Spreuke 15 vers 1 sê. Soos ek nou vir jou gesê het, sagte antwoord keer die woede af. Sien, praat sag. Moenie op hom begin skree en hy skree en dan skree julle albei saam. So dan gaan dit nie werk nie. Jy sien, dit beteken dat jy moet ferm en kalm, maar direk moet wees. As jy te bang is, kry ondersteuning. Ek weet nie of jy een van jou kollegas dalk wil inroep of iemand wanneer jy met hom praat nie, maar weet jy, ek sal eers voorstel, praat met hom alleen. Soos ek gesê het, gebruik jou foon. Want ons lees in Matteus 18 vers 16, dat daar getuienis moet wees wanneer ons 'n saak aanspreek. Jo, God het tot geweet dat ons vandag sulke ervarings gaan hê en dit is hoekom daai verse seker in die Bybel staan. Ja, natuurlik. Hy leer ons mos. Jy sien, en dan hou rekord van sy optrede en jou pogings om dit reg te stel. Dit sal jou help as jy die situasie verder moet eskaleer. En dan, weet jy wat, stel professionele grense. Maak seker dat jou interaksie met hom minimaal en professioneel bly. En natuurlik, bid vir wysheid en moed. Dit moet jy eintlik eers gedoen het. Ons lees in Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God bid. God sal dit vir jou gee. Ja, hierdie maak alles sin. As ek 'n plan het, sal ek minder bang voel. Maar ek hou van daai wat jy gesê het, ek moet eers bid vir wysheid en moed, want ek het dit regtig nodig. Want jy is met 'n kind van die Here en die Here sal jou dra. Onthou, dalk is dit vir jou ook 'n beproewing, hè? Onthou nou net, ons word ook beproef. So, sien dit in daai oog. Ja, hierdie is vir jou 'n beproewing. So, dis nou presies, dankie Here. Hierdie is vir jou 'n beproewing. So gaan jy ingee in die wêreldse ding, vloek, skree, skel, blameer, of gaan jy nou dan die vrug van die Gees hierdie situasie hanteer? Sagmoedigheid, leidsaamheid, vriendelikheid, liefde, respek. Daar kan jy mos nou 'n goeie voorbeeld stel. Jy kan dit professioneel doen, maar doen dit met die vrug van die Gees. Ja, dit help my nou om hierdie saak in 'n heel ander lig te hanteer en te sien en alles. Jy sien, dit is ook presies nou weer waar jy is. Hou op, al die ek uit. Gebruik ons, want ons is mos jy en Jesus. Ons. Okay, ja, dit maak sin. Laat hy, want jy's bang om die deur oop te maak, want ek weet hy klop nou nie, maar jy's bang. So vra vir Jesus maak die deur oop asseblief. Laat Jesus met hom laat Jesus hom sorg. En ja. Ja, dit is wyse woorde daai. Ek het mos nou vir jou ook gesê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee, maar van krag. Jy sien, jy het die vermoë om dit reg te hanteer met wysheid en selfvertroue. Asof jy bid dat jy die moed het om die regte besluit te neem. Maar soos ek sê, vra Vader om jou die leiding te gee. Dis sy Heilige Gees. Doen dit eers. Gaan bidend na hom toe. Hy sal jou die krag gee, hy sal jou die antwoorde gee, hy sal jou alles gee. Maar soos ek sê, hierdie kan dalk 'n trap wees, ook deur die vyand. Maar dit is verseker. Dit is verseker vir 'n trap wat hy daar vir jou stel. So nou kan jy jou eie selfbeheersing ook beoefen. En versoeking. Versoeking ook. Sjoe, ek het nie so daaraan gedink nie. Dit is nogal diep. Eldien, hoe beïnvloed hierdie situasie jou emosioneel en fisies? Chris, ek huil baie.
ek voel bang, ongemaklik. Soos ek gesê het, ek wil party daar nie eers werk te kom nie. Dit maak my angstig en ek is nie meer gefokus op my werk soos ek behoort te wees nie. Ek maak foute, my goed is alles laat, want ek is so bang. Kan nie konsentreer nie. Nou ja, Dien, ek is jammer, dit maak jou so deurmekaar. Dit is nie 'n maklike situasie nie, hè? Jy sien, wanneer ons stres ervaar, is dit belangrik om te onthou dat ons nie alleen is. En ek sê ook altyd, nee, stres kom van die vyand af. Dis mos hy wat jou laat worry en kommer en hartseer, is hy man. Jy sien, in Filippense 4:6 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Jy sien, Eldien, dit beteken dat jy jou bekommernisse aan God kan gee, jy moet dit ook eintlik aan hom gee, en dan hom vertrou, om vir jou die krag en die vrede te gee, en vir jou die antwoord te gee, hoe om dit te hanteer. Ek gaan moet bid oor hierdie saak, want ek het regtig nog nie eintlik gedink om oor te bid nie. Ek voel baie angstig en ek weet nie of God vir my gaan kwaad wees oor hierdie situasie nie, maar ek het regtig dit nie self opgebring en dit het nie van my af gekom nie. Eldien, hoe kan jy nou sê, God gaan vir jou kwaad wees? Soos ek vir jou sê, hierdie kan 'n beproewing wees. Dit is baie verstaanbaar. Soms vat dit tyd om daardie vrede te ervaar. Maar jy sien, dit is belangrik om doelbewus jou gedagtes op God se beloftes te rig. Dis hoekom ek vir jou gesê, dit is baie belangrik om jou Bybel te lees. Baie, baie belangrik. Jy gaan al die antwoorde kan kry ook daar. En die Bybel sal jou help om hierdie situasie reg te hanteer. Jy sien in Jesaja 26:3 sê, U sal hom in volmaakte vrede bewaar, wie se gedagtes op U gefestig is, omdat hy op U vertrou. Sien jy, omdat hy op U vertrou, God te vertrou. God sal jou nie trop nie. God doen nie dit nie. En Vader sal jou ook nie beproef hoor as wat jy dit kan hanteer nie. En hy sal die uitweg ook vir jou gee. Jy sien, al die hier's 'n paar maniere wat jy ook dalk die stres kan hanteer. Bid spesifiek en gereeld. Moenie net oor die probleme bid nie, maar vra God vir sy leiding en sy moed. Sien, maak 'n lys van God se beloftes. Skryf skrifgedeeltes neer wat jou herinner aan sy beskerming en sorg. Praat met iemand wat jy vertrou. Jy sien, dit help om met iemand te praat, 'n vriend of jou man. Gesels en kry die antwoorde uit die Bybel uit. Dan fokus op wat jy kan beheer. Ek meen, ons in ons lewens kan nie alles beheer nie, maar ons kan kyk hoe om dit op die regte manier te beheer, ja. Jy sien, jy kan dalk nie vir Charlie se optrede beheer nie, maar jy kan jou eie reaksie beheer. Elke aksie, is daar 'n reaksie. So as jy 'n reaksie gaan gee van, soos ek nou vir jou gesê het, van haat en geweld en vloek en skelp, gaan daai reaksie mos nou terugkom. Maar as jy hom met liefde en geduld hanteer, dan gaan dit mos nou terugkom. Jy sien, beoefen selfversorging, né? Maak tyd vir die dinge wat jou help om te ontspan. Soos Bybel lees, musiek, luister, stap, hardloop. Net wat jy daarvan hou. Jy hou maar van om te gym ook en al die dinge. So ja, gaan ontspan met dit. Dis 'n goeie idee. Ek hou van daai voorbeeld wat jy gesê het van maak 'n lys van God se beloftes. Dit sal my ook help om te onthou dat ek nie alleen is nie. En die beste van alles is, ek moet leer om te bid wanneer ek in so 'n situasie is. Ek dink ek bid genoeg nie en ek vertrou dalk nie dat ek nie God vertrou nie, maar ek is te bang om God te vertrou om my te vra om my te beskerm in situasies. Jy moet ook bang wees vir God. Dit is hoekom God is. Dit is hoekom hy daar is. Hy is jou Vader. Jy het nie nodig om bang te wees vir hom. Jy moet eerder bang wees wanneer jy aanjaag, ja. Wanneer jy sonde pleeg of sonde doen. Daar moet jy bang wees vir hom. Maar as 'n kind van God, het jy nie nodig om hom te vrees nie. Kan jy dit nie verstaan nie? Ja, dis reg wat jy sê. Ek weet nie hoekom ek so bang is nie. Ja, weet jy weet waar kom bang vandaan, hè?
Nee, Daai waar? vyand het daai bang mos nou in jou gesit. God staan nie daar reg om te laat nie, jy het mos nou niks verkeerd gedoen nie. Jy vra vir God vir hulp. O. Waar kan ek dit in die Bybel lees? Aldien jy kan gaan lees in Psalm 55 vers 22, waar die Here sê, werp jou sorge op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel. Jy sien, ek sal vir jou bid dat jy innerlike vrede en wysheid sal hê om hierdie situasie reg te hanteer. Dat God jou moet lei. Nou, ek dink hierdie gesprek van ons maak ewen die honde kwaad. Ek kan hoor hoe blaf hulle. Maar ek voel nou 'n bietjie rustiger en ek gaan nou moet begin besef dat ek op God se beloftes moet fokus. Dan die Bybel gee vir ons duidelike riglyne oor hoe ons onvanpaste en sondige situasies moet hanteer. Kom ons kyk na 'n paar belangrike beginsels wat ons hier kan toepas. Ons lees daar in Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jy sien wat in jou hart aangaan, gaan by jou mond uitvloei. So jy moet in gedagte hou en jou emosies beskerm en nie toelaat dat Charlie se opdrag jou vrede en waardigheid steel nie. En jy sien ons lees ook in 1 Korintiërs 6 vers 18. Vlug vir onsedelikheid. Jy sien Aldien, dit beteken dat jy nie net passief moet probeer om op sy optrede te verdra nie, maar daadwerklik moet optree, om weg te bly van enige situasie waarin jy onveilig voel. Dis nie 'n teken van swakheid nie hoor, maar van wysheid. Ja, soos, kom ek weer terug na Josef toe, hy het weggehardloop. Jy sien in Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. En dit herinner ons daaraan dat jy nie moet toegee aan vrees of onsekerheid nie, maar standvastig moet wees. Wees ferm in jou grense en moenie toelaat dat Charlie se woorde of dade jou manipuleer nie, of jou bang maak, jou vrees gee nie. Soos ons nou gesê het, die een binne jou in jou is mos sterker as die een in die wêreld en God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Jy sien in Filippense 4 vers 8 sê dit ook, verder broeders, alles wat waardig is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lofwaardig is, bedink die dinge. Jy sien, bly gefokus op wat reg en goed is, en moenie toelaat dat vrees en woede jou denke oorweldig nie. Ons lees ook in Matteus 10 vers 16, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Wees dan oordeelkundig, soos die slange en opreg soos die duwe. Jy sien, dit beteken jy moet met wysheid optree. Wees nie naïef nie, maar ook nie aggressief of liefdeloos nie, né? Wees slim oor hoe jy met Charlie se optrede gaan werk en hoe jy dit gaan hanteer. Om jouself in 'n moeilike situasie nie te plaas nie, ja? Om jouself daar uit te kry. Ons lees in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou ook. Ja, ek ondersteun jou met my regterhand van geregtigheid. En jy hoef nie bang te wees vir Charlie nie, of die moontlike gevolge van sy optrede nie. God is mos met jou, God lei jou, God sal jou help, en God is sterk. Chris, hierdie versie van Jesaja 41 vers 10 is so mooi. Ek dink ek wil dit in my Bybel highlight, want dit sê daar, moenie bang wees nie, want ek is met jou, moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou ook, ja, ek ondersteun jou met my regterhand van geregtigheid. Dit is sulke pragtige woorde, 'n belofte wat God vir ons gee. Dit help my regtig om te sien hoe God se woord vir my rigting kan gee, want ek wil reg optree, maar ek wil ook met wysheid optree en ek het moed nodig. So, daai laaste versie wat jy gepraat het, genoem het, beteken vir my regtig so baie. En ek dink ek wil dit as riglyn vir my lewe gebruik as ek bang is. Dien, dit is baie nice van jou. Ja, dit is nie maklik nie hoor, maar jy het al die gereedskap en die krag om dit reg te hanteer. God gee nie vir ons 'n gees van vrees nie, soos ek net al vir jou gesê het,
En jy kan gerus 2 Timoteus 1:7 ook neerskryf. Ek sal saam met jou bid vir die wysheid en beskerming. Dankie, Chris. Aldien sê vir my, het jy al vir Charlie gesê dat jy ongelukkig is met die manier wat hy met jou praat en dat jy gelukkig getroud is. En jy hou nie van hierdie aandag en goed wat hy vir jou gee nie. Ek het dit al een keer genoem, maar hy het regtig net gelag. Aldien, dan moet jy ferm wees. Spreuke 16:7 sê, as 'n mens se weë die Here behaag, laat hy self sy vyande met hom in vrede wees. Charlie is eintlik, as ons alleen is, is hy so blaatant, maar as ander mense naby is, tree hy heeltemal anders op. Asof daar absoluut niks teen ons in soos iets is. Nee. Ja, Eldien, jy sien, dit sê vir my, hy weet dat hy iets verkeerd doen. Dink jy regtig so? Dit voel soms asof hy dink dat hy met alles kan wegkom. Eldien, as hy eerlik geglo het, hy doen niks verkeerd nie. Sou hy sy gedrag mos dan nie verander as hy saam met ander mense of tussen ander mense is nie. So, dit beteken mos hy is aspris. Hy weet wat hy doen. Maar jy moet onthou, jy kan dit nou tot jou voordeel gebruik, né? Hoe bedoel jy, Chris? Jy kan hom ons nou aan sy eie skynheiligheid hou. Jy sien, bring dinge na vore as ander mense daar is. Maak dit moeilik vir hom om jou te manipuleer of gebruik dit as bewys dat hy weet hy oortree en hy doen iets verkeerd. Hy is nie so onaantastbaar soos hy dink nie, hoor? Dit maak eintlik sin. Dalk het ek meer beheer as wat ek besef. Presies, maar jy moet ook weet wat jou regte is, hoor? Wat sê die werksplek se beleid oor seksuele teistering? Ek weet nie regtig nie. Ek het nog nooit daaraan gedink of daaraan aandag gegee nie. Ek dink dan is dit tyd om nou te gaan kyk. Besighede het gewoonlik 'n duidelike beleid oor seksuele teistering. Dit dek dinge soos wat ongewenste gedrag beskou word, hoe klagtes hanteer word en watter beskerming jy as 'n werker het. Maar as ek 'n klagte het, kan dit nie my werk benadeel nie. Ja, dit mag nie gebeur nie. 'n Tipiese beleid sê dat die werknemers die reg het om 'n veilige omgewing te werk en dat alle klagtes vertroulik en sonder benadeling hanteer moet word. Daar is dikwels 'n spesifieke proses, soos om dit eers by die direkteur, bestuurder of die HR afdeling aan te meld. Ag, ek het nog nooit gedink dat ek myself in so 'n situasie sou bevind nie en nou sit ek hierso. Ja, Aldien, jy sien, dit is ook baie belangrik is om voorberei te wees, né? Gaan lees die beleid. Weet wat jou opsies is. Jy moenie huiwer om hulp te vra as jy dit nodig het nie. Jy verdien om met respek behandel te word. En jy weet, soos ek weer eens sê, Christene is nie papbroeke nie, ja. Ons het regte en ons kan ook ons regte kan gebruik word. Hoe kan jy jou gedrag verander sodat hy nie aangemoedig voel om aan te hou nie? Chris, ek het al baie daaroor nagedink, hoe ek my eie gedrag kan verander sodat hy nie aangemoedig voel om aan te hou nie. En het hy die idee hoe jy dit gaan doen? Ek het ja, ek moet seker maak dat ek tree altyd professioneel op en dat ek my grense baie duidelik maak. Geen vriendelike geselsies wat verkeerd geïnterpreteer kan word nie en geen ruimte vir hom om te dink ek is gemaklik met sy optrede nie. Want dit is 'n goeie begin. Hoe bid jy oor hierdie situasie? Chris, ek weet regtig nie hoe nie. Dit voel asof ek moedeloos raak. Dit voel my gebede kom nie by God uit nie. Ja, dan kom ek help jou. Jakobus 1:5 sê, as ons wysheid kort kom, moet ons God daarvoor vra. Bid spesifiek vir wysheid en beskerming. Miskien vra God om jou te wys hoe om hierdie situasie reg te hanteer. En natuurlik dan om jou sterk te maak, né? Sterker te maak. Ja, ek het al so 'n bietjie daaroor gebid, maar ek is nog steeds bang. Ek moet seker met iemand seniors praat hieroor, want ek het nog nie. Aldien ek verstaan, dis nie maklik nie. Maar as hy nie ophou nie, kan dit nodig wees. Hoe langer dit aangaan, hoe moeiliker gaan dit wees om te stop, né? Maar wat as hulle my nie glo nie? Soos ek gesê het, het jy enige bewyse dat hy dit doen?
Dis net jou woord teen sy woord. Nee, ek het 'n paar e-posse wat hy vir my gestuur het en 'n paar WhatsApps wat regtig ongemaklik is. Eldien, sorry, hoe het hy jou nommer gekry? Chris, jy weet my nommer is op by sekuriteit vir noodgeval as daar vuur uitbreek in my kantoor. Ek neem aan dit by hulle gekry. Nou, lees jou man nie die WhatsApps nie. Nee, my man vertrou my mos, my man lees nie my foon Sê vir nie. my nou, hoe lank gaan hierdie nou al aan? Seker 2 maande. Goeie nee, genade mens. Dan het jy dit regtig ook saam met hom gespeel, hoor? Wat bedoel jy? 2 maande en jy kom klaar nou eers. Ja, maar dis nou eers dat dit regtig erg raak en alles. So jy het dit van die begin af het jy maar saam gespeel. Anders sou hy mos nou lank opgehou het. Chris, ja, actually nou dat jy dit so noem, nee. Miskien het ek van die aandag gehou en alles, maar dit is nie. Maar jy weet net, toe ek Sondag by jou preek was en geluister het na versoeking en alles, en soos ek nou meer in die Bybel ingegaan het, ek wou nie van die ou se aandag nie, maar dit het my goed laat voel, maar nou besef ek, daai preek van jou Sondag het regtig my oë oopgemaak vir hierdie verkeerde dinge, en dit is hoekom ek voel dat ek dit nie verder kan hanteer nie. Ek moet dit nou tot 'n stop sit. Jy het vir my sê jou man het ook nie die boodskappe gesien op jou foon nie. Nee, soos ek sê, my man vertrou my en hy het nie nodig om my foon te check nie, want ek doen nie gewoonlik iets verkeerd nie. Ek gaan nou vir jou sê, hy gaan sê jy het saam gespeel. Maar hou die boodskappe. Weet jy enigstens, ek wil nie eens verder vra nie. Want ja, jy is nou 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Jy het oorgegaan van die duisternis na die lig toe. En miskien moet jy met hom eers stil sit en gesels. Of miskien moet ek saam met jou gaan. En dan praat ons met hom oor wat die Bybel sê. Hierdie gedrag van hom is nie aanvaarbaar nie. Ek dink dit is 'n goeie plan, want dit voel asof ek my waardigheid verloor as ek hieroor moet praat. Nee, jou selfrespek kan ons nou nie verander of iets hoe ander mense jou behandel, né? Maar van wie jy in God is. Jy sien in Psalm 139 vers 14 sê, jy is vreeslik en wonderbaar gemaak. Jy is waardevol. Hierdie situasie definieer nie jou waarde of iets nie, hoor? Ja, ek weet jy is reg, maar ek dink ook aan 'n ander vrou. Wat as iemand anders ook so deur iets gaan en niks sê nie? Wel, dan kan jy 'n verskil maak. Deur jou getuienis te deel, kan jy ander vrouens bemoedig. Hulle moet weet hulle is nie alleen nie en dat hulle nie hoef te swyg nie en dat al die mans ook nie dieselfde is nie. Ja, ek kyk net byvoorbeeld na jou. Kyk hoe wonderlik hanteer jy hierdie situasie. En ja, ek dink jou vrou is regtig gelukkig om jou as haar man te hê. Want kyk hoe jy hanteer dit absoluut professioneel en uit God se woord uit. Maar ek twyfel of ek enigstens 'n verskil aan enigiemand anders se lewens sal maak. Dit gaan saak maak. Jy sien, God het 'n standaard vir hoe mans vrouens moet behandel. In Efesiërs 5 vers 28 sê, manne behoort hulle vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Jy sien, dit beteken respek, beskerming en eer. En Eldien, geen man het die reg om 'n vrou sleg te behandel nie. Ook so, geen vrou 'n man nie, hoor? So dan moet ek self ook 'n voorbeeld wees. Natuurlik, presies. Jy kan 'n Bybelse voorbeeld stel vir ander mense by die werk. Wees regverdig, sagmoedig, maar ferm. Dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor 'n kultuur van respek en regverdigheid. En hoe maak ek seker ek tree met liefde en fermheid op? Weereens sê ek vir jou, bid vir wysheid en gebruik sagte maar direkte woorde. Jy hoef mos nou nie aggressief te wees om sterk te wees nie. Soos ek nou vir jou gesê het, Jesus was sagmoedig, maar niemand het ooit oor hom geloop nie. So dit is hoe ons as Christene moet wees, sagmoedig en nog steeds ferm, want mense hoef nie oor ons te loop net omdat ons Christene is nie. So ek moet nou my grense stel, maar hoe doen ek dit? Hou alle kommunikasie professioneel en openbaar. Moet nooit alleen wees, waar hy jou kan isoleer. As jy moet gesels, doen dit in 'n publieke ruimte, of met ander mense in die omgewing, soos ek nou vir jou mos al gesê het.
Maar hoe weet ek dan wanneer is dit tyd om 'n hoër gesag in te roep? As hy nie ophou nie, moet jy jou werksplek se prosedures volg. Dit is nie net vir jou beskerming, maar ook vir ander, wat dalk in die toekoms hiermee gaan sukkel, hoor. Dalk hou nie op en dan spring jy na die volgende een. Dit is 'n baie moeilike pad. Ja, maar omdat jy is nie alleen, ja. God is met jou. Hy sal jou die wysheid en beskerming gee. En onthou, jy is sterker as jy dink. Aldien, onthou Spreuke 29 vers 25. Die vrees vir 'n mens span is strik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskik word. Moenie bang wees om die regte ding te doen, hoor. God sal jou daardeur help. Onthou wat ek nou vir jou gesê het, is God kyk hoe jy hierdie versoeking nou gaan hanteer. Dankie Chris. Ek voel al klaar sterker en dankie dat jy bereid is om saam met my te gaan na my man toe en na Charlie toe, dat ons hierdie situasie kan uitsorteer. Ek gaan regtig vir eerder bly wees as jy dit saam met my doen en saam met my hierdie pad stap, want soos ek sê, nadat ek jou preek geluister het Sondag, wil ek nie meer hierdie versoeking in my lewe hê nie. Ek wil dit uit my lewe uitkry. So ek waardeer regtig waar dat jy saam met my sal wees. En ek gaan meer bid, ek gaan meer op my knieë gaan, ek gaan vir die Here vra om my te help om hierdie situasie reg te hanteer. En nie dat dit lyk asof ek hom verder aanmoedig om vriendelik met my te wees en alles hê. Ja, soos ek sê, gaan praat met hom, soos ek sê, 'n sagte antwoord, en praat met 'n sagte stemtoon, maar obviously, bid eers oor die situasie. En onthou, jy is nie alleen nie, hoor. Baie dankie, As jy hulp nodig het, kom klop aan my deur, jy het nou die probleem by my kom oopmaak. So ja, my deur staan oop vir jou, en waar ek jou kan help, sal ek jou help en ondersteun. Baie dankie Chris, ek waardeer dit. Eldien, jy het mos nog my nommer, so as jy my wil bel, as jy ergens in 'n situasie saam met hom is, bel my, dan sal ek so spoedig moontlik daar by jou kan uitkom. Dankie Chris, ek waardeer dit. Is mos hierdie 083, wat staan hier so, 232-2442, nee, dit is mos jou nommer. Ja, sy, ja. Okay, Chris, baie dankie, ek voel baie beter, en ek waardeer dit. Okay, Aldien, voor jy wegspring, kom ons bid gou. Dankie Chris. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God Vader, baie dankie dat U vir ons soveel antwoorde uit U woord uitgegee, Here, en dankie dat ons weer kon geleer het, dat ons nie 'n gees van swakheid het nie, maar Vader, dat U vir ons 'n gees gegee het wat sterk is, en ja Here, dat U vir ons die krag gee om deur elke situasie te werk, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Vader, versterk ons vir ons nou uit mekaar uitgaan, en wat ons ook al moet doen, wat op ons paie vir ons lê en wag, dat ons dit regtig sal kan hanteer soos kinders van die allerheiligste. Ek loof U en ek prys U in die grootste naam wat ek ken. Dis Jesus Christus van Nasaret, en ek dank U daarvoor, my God. Amen. Amen. Ai vriende, ek hoop julle hierdie episode ook geniet soos wat ons het geniet het. As julle enige berading of bemoediging of gebed nodig het, skakel my gerus op 083-232-2442. Gaan in vrede. Shalom. Shalom. Fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, you ride with me.
fire in his eyes, and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes, Lord, we will ride with you. We'll ride with him. Yes, Lord. And we say yes, Lord. That fire in his eyes is his love for his bride, and he's longing that she be with him, right by his side. That fire in his eyes is his burning desire, that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride?